Ons sê baie welkom weer eens by aflewering van aanbieding van die boek Johannes. Opskrif van vandag se gedeelte wat ons behandel is dan die kruisiging, hoofstuk 19 vanaf vers 1 tot en met vers 42. Kom ons bid net saam. Vader, baie dankie dat ons bevoorreg is om rondom u woord te kan kuier. Dankie vir u genade, dankie vir u woord wat 'n werklikheid in ons lewe is. My gebed is, Here, dat u vir ons sal help, dat u woord deur u Heilige Gees vir ons sal oopbreek en dit wat ons dan bespreek, ook in hierdie aanbieding, dat dit op vrugbare grond sal val en dat u dit in harte sal laat opgroei en dat dit sal vrug dra en dat u verheerlik sal word deur u Heilige Gees, deur hierdie aanbieding. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. As hy hoofstuk 19 vanaf vers 1. Toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel. Die gesel was 'n Romeinse vorm van straf en een van die wreedste wat daar kon bestaan het. Die slagoffers is normaalweg aan 'n paal vasgebind en met 'n gesel geslaan. En hierdie gesel was normaalweg gemaak van of uit leerstroke waarin daar lood en bene of selfs stukke metaal vasgewerk was. So wanneer hierdie gesel dan op 'n mens se liggaam sou land, het dit baie keer stukke vleis uitgeruk en baie bloeding veroorsaak en dit wat daarmee gepaard gaan. Dikwels was hierdie straf ook dan 'n voorloper tot die kruisiging. Dit het die liggaam verswak en dikwels was mense dodelik gewond wanneer hulle onderwerp is aan hierdie geseling. Pilatus het geweet dat Jesus onskuldig is en het dit waarskynlik gedoen as 'n kompromie in die hoop dat die Jode tevrede sou wees met hierdie bloedige straf sonder dat hy nodig sou hê om Jesus dan nou te laat kruisig. En jy kan verder in hierdie spesifieke vers gaan lees in Lukas 23 vers 16 asook Lukas 23 vers 22 waar hy vir ons so 'n bietjie meer inligting gee in Lukas oor presies wat in hierdie gedeelte dan nou gebeur het. As ons kyk na vers 2 en 3, en die soldaat kroon van dorings gevleg en het op sy hoof gesit en 'n purperkleed om hom gewerp en gesê, groet koning van die Jode, en hulle het hom in die aangesig geslaan. Ons sien dat nadat Jesus gegesel is, gaan die soldate verder deur hom te bespot as koning. Ons sien ook 'n purpermantel was 'n simbool van koninklike waardigheid in daardie tyd. Purperkleurige stof was baie duursaam en skaars en was dikwels gebruik deur konings en selfs amptenare wat hoë poste beklee het. Ons sien dat die doringkroon was van takke met lang skerp dorings gemaak en die dorings is in sy hoof ingedruk wat erge pyn en erge bloeding veroorsaak. Ons self weet dat enige persoon wat 'n hoofbesering opdoen, bloei normaalweg erg. So in hierdie geval glo ek met al hierdie dorings het dit ook in Jesus se geval dan veroorsaak dat hy baie erg gebloei het. En hierdie het simbolies geword van die vloek van die sonde en hier's 'n baie belangrike of interessante vers, Genesis 3 vers 18, wat plaasgevind het net nadat Adam en Eva sonde gepleeg het en waar God dan vir Adam gesê het, die aarde sal vervloek wees as gevolg van die sonde wat julle gedoen het en dit sal dorings en distels voortbring en julle sal in die sweet van julle aangesig sal julle brood verdien. Nou sien ons in hierdie opsig dat Jesus dra hierdie vervloeking op sy hoof en wat eintlik maar beteken dat hy neem die sonde van die wêreld op hom. So hierdie is ook 'n, kan ek sê, uitvloeisel of 'n waarkom van 'n profesie wat alreeds dan in Genesis plaasgevind het toe God vir Adam gesê dat die dorings en die distels dien as 'n vloek. En hier kom Jesus en hierdie vloek is in die vorm van 'n doringkroon op sy hoof en toe Jesus aan die kruis dan nou sterf, toe betaal hy en toe word die vloek van die mens weggeneem. Die vloek van sonde word van die mens weggeneem.
En wanneer ons kyk na hierdie woorde, wees gegroet, koning van die Jode, dan is dit eintlik 'n nabootsing van die Romeinse groet aan die keiser. Hulle sou baie keer, of wanneer hulle die keiser gegroet het, sou hulle hom as volg gegroet het deur vir hom te sê, wees gegroet keiser, of wees gegroet Caesar. So dit is 'n manier van groet gewees. Hierdie spesifieke geval toe hulle na Jesus verwys het en hom gegroet het op die manier, was dit in die sin van spot of vernedering, wat hulle na hom verwys het as wees gegroet, koning van die Jode. Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, kyk, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie. Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra, en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Ons sien hier dat Pilatus hoop om deernis by die skare op te wek. Hy wys vir hulle 'n gebroke, bebloede en vernederde Jesus in die hoop dat hulle tevrede met hierdie straf sal wees. En hierdie woorde, kyk, die mens, as ons dit vertaal in Latyns, is dit ecce homo beteken mens, wat eintlik maar ook deur die eeue heen bekend geword het as die uitdrukking van Christus se lyding en menslikheid. So vandag nog, wanneer daar in Latyn dan verwys na Christus se lyde, dan sou hulle hierdie spesifieke woorde gebruik. Ons sien dat Jesus as volmaakte mens, die tweede Adam, maar in hierdie geval sonder sonde, wat die sonde van die eerste Adam gedra het, omdat Adam en Eva gesondig het en die sonde op die mens gekom. Maar hier sien ons dat Jesus kom in sy volmaakte mens wees en hy betaal vir die sonde van die wêreld. Ons sien ook hier dat die toneel vind waarskynlik plaas voor die Praetorium, of wat ook dan bekend sal staan as die Romeinse gouverneur se amptelike woning of sy gebou in Jerusalem, waar Pilatus die skare dan toespreek of normaalweg toegespreek het tydens die Paskafees. So elke jaar tydens die Paskafees sou Pilatus dan hierdie toespraak van hierdie spesifieke posisie af gedoen het of gelewer het. Vers 6, en toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Ons sien hier dat die owerpriesters wat bestaan het uit die Joodse godsdienstige elite en selfs ook die tempeldienaars wat bestaan het uit die tempelpolisie of die tempelwagte, soos hulle bekend gestaan het, begin dan hardop skreeu, wat eintlik maar 'n georganiseerde en 'n emosionele oproep is vir Jesus se kruisiging. Ons sien ook hier dat die uiterste verharding van hulle harte, hierdie persone is mense wat die wet geken het, wat selfs in die tempel gestaan het en dag vir dag die wetboek van Moses voorgelees het, wat die profeseë geken het, en dis hulle wat hulle harte so verhard het, dat hulle in die einde van die dag gewelddadig begin optree teen hom en teen dit wat heilig is. Ons sien die kruisiging was die Romeinse doodstraf vir die misdadigers en slawe en die meeste of 'n erge vernederende vorm van teregstelling. Weet ook dat omdat die Jode nie self iemand mag teregstel volgens Johannes 18 vers 31 nie, eis hulle in hierdie geval dat Pilatus, wat 'n Romein is, dan hierdie vonnis moet voltrek. Net om 'n bietjie stil te staan hier, ons weet dat die Jode, wanneer iemand ter dood veroordeel is en hulle die oordeel moes uitvoer, was dit gedoen in die vorm van steniging en nooit in die vorm van 'n kruisiging nie. Maar in hierdie geval, omdat dit aan die begin van die Paasfees was en hulle self reeds geheilig het en hulle self nie wou ontreinig en onheilig nie, het hulle die onus op die Romeinse bestuur dan gesit om die vonnis te voltrek en uit te voer. Die Jode antwoord hom in vers 7, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf omdat hy homself die seun van God gemaak het.
En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. Ons sien hier dat die Jode verwys na Levitikus 24 vers 16, waar gesê word dat iemand wat God se naam ydelik gebly of laster, moet dan sterf, en dan spesifiek in die vorm van steniging. En ja, omdat hulle nou besef dat Pilatus gaan nie na Jesus as 'n politieke bedreiging veroordeel nie, skuif hulle beskuldiging na 'n godsdienstige grond en probeer daardeur vir Pilatus ooreed om dan Jesus te vonnis en om te kruisig. Hulle sê byvoorbeeld dat hy is skuldig aan godslastering, hy het homself gelykgestel aan God. Nou moet ons ook gaan kyk na die geskiedenis. Vir die Romeine was sulke godsdienstige sake gewoonlik onbelangrik. Die Joodse godsdienst was nie vir hulle baie belangrik nie. Maar die frase, die seun van God, tref vir Pilatus op 'n ander vlak, want in die Romeinse wêreld het mense geglo dat gode soms die mensdom kon besoek. En net die idee van 'n mens wat 'n god is, was nie normaalweg vir hulle vreemd nie. Daarom raak Pilatus bevrees dat hy dalk 'n bonatuurlike wese nou onregverdig behandel het toe hy hom laat gesel het, en daarom laat hy hom dan weer invat en met hom 'n diepe gesprek wil hê en seker maak dat hy is nie hier besig om met 'n godeseun dan nou te praat nie. En dan die ander gedeelte ook in Matteus 27 vers 19, weet ons mos nou dat Pilatus se vrou het gedroom spesifiek oor Jesus wat dan 'n regverdige man sou wees, en sy het vir Pilatus baie duidelik ook gewaarsku dat hy moet vir Jesus geen skade aandoen nie, omdat hy 'n regverdige man is en Pilatus hom nie mag veroordeel nie. En dit het by hom dan hierdie stap laat neem om hom weer in te vat en met hom hierdie gesprek te gaan voer, voordat hy dan enige aksie verder sou neem. Vers 10, en Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie, weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jesus antwoord, u sou geen mag teen my hê as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het, groter sonde. Ons sien dat Pilatus was die Romeinse gouverneur van Judea op daai stadium, aangestel deur die keiser Tiberius, en sy gesag was absoluut in burgerlike en militêre sake. Sy woorde ook dan weerspieël die hoogmoed van die Romeinse mag, want ons weet die Romeine het op daardie stadium oor die Jode geregeer vir 'n baie lang tydperk al. En hier meen hy ook dat hy in beheer is van Jesus se lot. Toe Jesus antwoord, toe plaas hy alles in die raamwerk van goddelike soewereiniteit. Pilatus se gesag, sê hy eintlik vir hom hier, is gesag wat net tydelik aan hom geleen is. God het toegelaat dat Pilatus hierdie rol speel en verklaar dat self die Romeinse mag onder God se beheer is, want ons weet mos, niks bestaan behalwe deur God nie. En niks word toegelaat in hierdie geval ook dan, behalwe dat God dit toelaat oor sy seun nie. Dan sien ons, hy wat my aan u oorgelewer het, is Jesus se woorde, verwys waarskynlik na Kajafas of na die Joodse raad, wat vir Jesus oorgelewer het aan Pilatus. Hulle dra die groter skuld, omdat hulle met kennis en opset teen hom opgetree het, terwyl hy eintlik onskuldig is. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. Ons sien die Joodse leiers besef dat hulle godsdienstige aanklag teen Jesus nie regtig vir Pilatus beweeg om 'n bevel uit te reik nie. Dis gebruik hulle nou politieke druk om hom te probeer ooreed om Jesus skuldig te bevind en te laat kruisig. Hulle het ook geweet dat Pilatus se posisie in die Romeinse ryk was maar effens broos op daai stadium, omdat daar gereeld oproere was en gedagtes teen Pilatus by die keiser ingedien was. En dan sien ons ook dat om iemand van hoogverraad te beskuldig, was 'n ernstige aanklag in Rome.
Dit kon beteken dat Pilatus self sou sterf of self sy pos dan nou sy posisie sou verloor, sy werk sou verloor. Daarom gebruik hulle hierdie dreigement, as jy hom laat gaan, is jy nie die keiser se vriend nie. Ons sien dat dit was 'n amptelike titel wat lojaal aan die keiser of lojaliteit aan die keiser aangedui het om dit te verloor was 'n groot skande en selfs het mense gevaar gestaan om gedood te word as jy skuldig sou bevind word daaraan. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus buite toe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreëus Gabata. Die regterstoel in Grieks Bema, en u sal as u net so 'n bietjie gaan lees in Openbaring, wanneer hulle verwys na die wit troon oordeel, dan word daar ook verwys na die Bema oordeel. So Bema was 'n verhoogde marmerstoel of 'n plek waarvandaan af 'n vonnis uitgespreek is. Die plaveisel in hierdie geval beteken letterlik maar net 'n geplaveide vloer, waarskynlik 'n groterige binnehof of 'n plein van die amptelike woning van Pilatus. En ons sien ook dat die Hebreëse naam Gabata beteken 'n hoë of verhewe plek, moontlik omdat dit 'n vloer was wat effens hoog of verhoog was of op 'n klipterras of so iets. Hierdie handeling dui op die formele oorgang van Pilatus se persoonlike oordeel na amptelike veroordeling. Pilatus doen dit nadat hy besef het dat weerstand teen die Jode sy eie posisie in gevaar stel. En dit was die voorbereiding vir die Pasga en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. As ons gaan kyk na die voorbereiding vir die Pasga, beteken dit die dag voor die Sabbat, wat normaalweg dan die Vrydag sal wees, tydens die Paasfees, die tyd wanneer die Jode hulle self voorberei om die feesmaal te eet. So die Paasfees sal dan op die Vrydagmiddag 6uur begin het, tot en met die Saterdagmiddag 6uur, sou dit dan die Sabbat gewees het, waar hulle dan hierdie ete geëet het. Wanneer hulle praat van die 6de uur, is volgens die Romeinse tyd ongeveer 12uur die middag, die eerste uur ongeveer 6uur, die derde uur verwys na 9uur, die 6de uur ongeveer 12uur die middag en die 9de uur ongeveer 3uur die middag. Ons sien dat Pilatus wys die gegeeselde, bebloede Jesus en sê, daar is julle koning. En hier was hy onbewus dat hy eintlik in die proses is om die werklike koning Jesus Christus te bekroon voor die skare as die ware koning. Maar net hy geweet waarmee hy besig is. Maar hulle skreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Ons sien hier dat die Joodse skare reageer nie met medelee nie, maar met absolute verwerping. Hulle verwerp Jesus, die Messias, en kies die wêreldse tiran, die keiser Tiberius. Hulle kies bewuslik die wêreldse koning bo die hemelse koning, net om 40 jaar later uit te vind dat hierdie selfde Tiberius Jerusalem vernietig het en tot op die grond al byna afgebreek het. En veral dan die tempel. Ironies genoeg vervul hierdie verwerping die verlossingsplan van God, want die koning wat hulle verwerp, word die koning wat die wêreld sou red van sonde. Toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. Ons sien dat Pilatus het verskeie pogings aangewend om Jesus vry te laat. Eerstens het hy Jesus gegeesel en gehoop dat dit sal genoeg wees. Tweedens het hy in soveel woorde gesê dat hy hom onskuldig bevind. En derdens het hy vir die skare gesê, kyk, julle koning. En nog steeds het die Jode voortgegaan deur te skreeu en kruisig, kruisig hom. Al hierdie pogings het misluk, omdat die Joodse leiers politieke druk en dreigemente gebruik het, en uiteindelik uit vrees vir die keiser en die skare,
veroordeel Pilatus nie uit regverdigheid uit nie, maar eintlik kan ons sê uit vrees uit vir die skare. Die uitlewering vind plaas Vrydag omtrent 12:00 die middag op die voorbereidingsdag van die Paasfees. Nou moet u onthou dat as die Paasfees dan nou om 6:00 begin, dan het die Romeine 6 ure tyd om Jesus dan nou te kruisig, en nie net te kruisig nie, maar ook om die begrafnis af te handel voordat die Paasfees se aanvang sou neem. En hy sy kruis gedra, dit is Jesus, en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus, Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. As ons gaan kyk, dan sien ons dat Golgotha beteken letterlik plek van die hoofskedel, wat maar 'n rotsagtige heuwel buite Jerusalem is, waarskynlik so genoem omdat hulle die kruis, normaalweg kruisigings, daar uitgevoer het. Dit simboliseer ook dood en vergelding. Volgens die Joodse en die Romeinse gebruik moes 'n veroordeelde gewoonlik hulle eie kruis dra na die plek waar die uitvoering sou wees. En ons sien ook in hierdie geval het Jesus sy kruis self gedra, totdat hy te swak was om te dra. Daarna het Simon van Sirene hom gehelp om die kruis verder te dra. En u kan daarna gaan lees in Matteus 27 vers 32. Kruisiging was 'n Romeinse metode van uiterste pyn en vernedering, tipies vir slawe of rebelle of dan nou misdadigers. Die Jode het die kruis buite die staatsmure laat plaas in ooreenstemming met die wet wat vir ons opgeteken is in Deuteronomium 21 vers 23, wat vir ons sê, hy wat gehang word, is vervloek deur God. En in hierdie geval weet ons mos, dit is nie Jesus wat dan vervloek sou word nie, want Jesus het gesterwe vir die sonde van die mens, en wat vervloek is in hierdie geval is die sonde van die mens, en nie Jesus wat vervloek is nie. Deur tussen 2 misdadigers gekruis te word, identifiseer Jesus homself met die mensdom, en vervul hy die Ou Testamentiese profesie, wat vir ons opgeteken is in Jesaja 53 vers 12. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Volgens die Romeinse gebruik is elke veroordeelde persoon se misdaad normaalweg op 'n bord geskryf, en dis bo die kruis aangebring, wat dan genoem was titulus. Dit was bedoel as 'n openbare waarskuwing vir die mense wat sou sien, hier is iemand op pad om gekruisig te gaan word. So eintlik wat op hierdie bordjie gestaan het, is hierdie is wat sal gebeur met mense wat so iets doen. So as 'n moordenaar dan nou gekruisig moes word, sou hulle op hierdie bordjie moordenaar geskryf het, en die mense wat dit dan gesien het, sou geweet het, kruisiging is wat met my sal gebeur as ek ook 'n moord sou pleeg. Gewoonlik het soldate die bord voor die veroordeelde uitgedra terwyl hy na die kruisplek gestap het, en daarna, wanneer die kruisiging afgehandel is, sou dit bo sy hoof vasgesit geword het. In hierdie geval het Pilatus self die opskrif bepaal, iets wat ongewoond was vir die Romeinse goewerneur. Hy was blykbaar of waarskynlik woedend omdat die Joodse leiers hom gedwing het om teen sy gewete op te tree, deur Jesus dan nou te laat kruisig, en dan het hy hierdie skrywe gedoen in die vorm van om wraak te neem teen hulle, deur vir hulle te sê, Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En ek noem dit altyd seker een van die grootste bloedneuse wat die duiwel gekry het, toe hierdie opskrif bo Jesus se hoof aan die kruis gehang het, eintlik is daar verklaar dat Jesus is die koning van die Jode. Vir die Joodse leiers was dit 'n vernedering. Dit lyk of Pilatus hulle eie koning gekruisig het, en dus hulle volk 'n bespotting gemaak het. Maar ironies skryf hy presies die waarheid, want Jesus, weet ons mos, is die koning, al is sy koninkryk nie van hierdie wêreld, volgens Johannes 18 vers 36 nie, maar is hy steeds die koning, en is hy vandag nog die koning. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus,
en in Grieks en in Latyn. Net vinnig hier ook die plek van kruisiging was naby die stad, met ander woorde die inwoners wat nie noodwendig deel van hierdie kruisiging was nie, maar wat binne in die stad was, kon opkyk na hierdie koppie toe en hulle kon baie duidelik die opskrif van hierdie geskrewe kennisgewing dan nou lees vanuit die stadsmure. As ons kyk na die inskripsie, dan sien ons dit was gedoen in Hebreëus, wat ook bekend gestaan het as Aramees. Dit was gedoen in Grieks en in Latyns. Eerstens in Hebreëus, wat die taal van die godsdiens was van daardie tyd, van die Jode. Dit was gedoen in Grieks, wat die taal was van die kultuur, van die filosofiese en die breër wêreld van daardie tyd. Dan oor die filosofe het ook, hulle weet ons mos nou in Grieks hulle dit gedoen. En dan ook nou in Latyn, wat die taal was van die regering van daardie tyd, van die Romeinse Ryk en die soldate. Baie duidelik sien ons, dit was nie net 'n prakties nie, maar dit was ook profeties. Sonder dat hy dit besef het, Pilatus, het hy eintlik gehelp om die waarheid van Christus se koningskap aan al die nasies te verkondig deur dit wat hy hier geskryf het. Vers 21 en 22 en die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskrywe. Ons sien Pilatus was moeg vir hulle dreigemente en vernedering en het uiteindelik sy gesag laat geld deur sy antwoord wat hy vir hulle gee, wat ek geskryf het ek geskryf. En dit was sy enigste daad wat gedoen is met moed in hierdie hele proses. Die ander was wat hy gedoen het tot dusver was maar uit vrees en angs en uit swakheid. Ons sien dat hierdie inskripsie wat hy weier om te verander, word 'n profetiese verklaring dat Jesus is koning of die wêreld dit wil erken of nie. Hy is die koning, hy bly die koning tot in alle ewigheid. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. Ons sien dat volgens die Romeinse gebruik en die soldate wat die kruisiging uitgevoer het, die reg gehad om die persoonlike besittings van hierdie persoon of veroordeelde dan nou vir hulle te kon neem. Gewoonlik was daar 4 soldate betrokke by so 'n kruisiging en ons lees daarvan in Matteus 27 vers 35 asook in Handelinge 12 vers 4. En hulle het dus Jesus se klere in 4 dele verdeel, sodat elke persoon min of meer eweveel van die byt dan nou sal kry. Die onderkleed is die binneste kledingstuk wat direk teen die liggaam gedra was. Johannes beklemtoon dat hierdie kleed sonder 'n naad gewewe was en so 'n kledingstuk was van hoë gehalte en waardevol. Dit is baie ook interessant om te weet dat Josephus, een van die Joodse geskiedskrywers uit die eerste eeue, beskryf dat die hoëpriester se kleed ook uit een stuk gewewe was. Sommige verklaarders wil dan hierin simboliseer dat net soos die hoëpriester se kleed nie geskeur mag word volgens Levitikus 21 vers 10 nie, so mag Christus se geestelike priesterskap ook nie verdeel word terwyl hy hier aan die kruis hang en verder ook nie. En hulle het mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Wie sin sal dit wees? Sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. Ons sien dat wanneer iets waardevol was of te waardevol was om te verdeel, het hulle normaalweg dan nou loetjies getrek, sommige gevalle met klippies of stokkies wat 'n merkie op het en daarvolgens het hulle dan besluit wie kry die waardevolle item. Sulke klere was gewoonlik deur die moeder of naby familielid gemaak en het dikwels 'n emosionele of 'n simboliese waarde gehad vir hierdie persoon vir wie dit gemaak is en ook dan moontlik vir die persoon wie dit gemaak het. Ons sien in hierdie geval is dit moontlik dan Maria self, Jesus se moeder, wat die kleed vir hom gemaak het en hier by die aanvang van sy bediening, toe hy
om en by 30 jaar oud was, het sy vir hom dan hierdie kleed gemaak. Ons sien ook dat dit is 'n vervulling van die skrif volgens Psalm 22 vers 19 wat 1000 jaar voor die kruisiging geskryf is. So dit is 'n vervulling van profesie van 1000 jaar terug wat opgeteken is in Psalm 22:19 wat in detail beskryf die lyding van die Messias. En ek wil tog vra dat u dit gaan lees, dis verskriklik interessant. Geskryf meer as 1000 jaar voor die kruisiging, lank voordat kruisiging ooit 'n tipe van 'n teregstelling metode was. Die presiese woorde van die Psalm word letterlik vervul in hierdie toneel. Dit wys dat selfs die kleinste gebeurtenisse rondom Jesus se dood nie toevallig was nie, maar deur God se hand gelei is. Is dit nie awesome nie? En by die kruis van Jesus gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. Ons sien ook dat in die Romeinse tyd, wanneer 'n kruisiging plaasgevind het, was dit nie ongewoon dat familielede of dan veral vroue teenwoordig was nie. Mans was minder op die toneel gevind as gevolg van die feit dat dit maklik die idee kon skep dat hulle deel van die rebellie is of dalk 'n rebellie kon uitbreek. En ja, volgens Johannes sien ons dan, daar was moontlik 4 vroue gewees. Maria, wat die moeder van Jesus was, sy moeder se suster, waarskynlik Salome, en dan ook die moeder van Johannes, wat die moeder van Johannes en Jakobus was, Maria, die vrou van Klopas, moontlike familielid of 'n tante van Jesus, en dan Maria Magdalena, uit wie Jesus dan nou 7 duiwels uitgedryf het volgens Lukas 8 vers 2. Hierdie vroue het nie gevlug nie, al het die disippels dit gedoen, behalwe Johannes. Ons weet volgens die woord van die Here, dat al die disippels het gevlug. Dit was net Johannes en dan hierdie vrouens wat op die toneel van die kruisiging was. Hulle bly staande by die kruis, wat 'n teken is van getrouheid, 'n teken van geloof en moed, selfs in die donkerste uur van Jesus se kruisiging en sy dood. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ons sien dat in die Joodse kultuur het die oudste seun normaal die verantwoordelikheid gedra om vir sy moeder te sorg en dan veral nadat sy vader oorlede was. Teen hierdie tyd was Josef waarskynlik al dood en dit is Josef wat dan nou Jesus se aardse vader was. Want ons lees nêrens van Josef meer in die geskiedenis op hierdie stadium nie. Daarom dra Jesus self terwyl hy aan die kruis hang die plig van versorging oor aan Johannes. So hy los nie net sy moeder nie, hy reël self in daardie moeilike omstandigheid waar hy aan die kruis hang, reël hy dat sy moeder versorg is in die vorm dan om die verpligting aan Johannes oor te dra. Die disipel wat hy lief gehad het, weet ons mos nou, is Johannes. Die feit dat Jesus nog daaroor dink, te midde van intense pyn, wys dan ook sy volmaakte menslikheid en sy medelee. Selfs in lyding vergeet hy nie sy moeder nie. Wanneer hy haar aanspreek as vrou, is dit nie 'n disrespekvolle aanspreekvorm nie, maar dit was die vorm van aanspreek in daardie tyd, maar wat dan eerbiedige aanspreekvorm sou wees, wanneer 'n man vir 'n dame gesê het, vrou, dan het dit in eerbied plaasgevind en nie as vernederend nie. Hierna, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en aan sy mond gebring. So ons weet dat in die geskiedenis by die Romeinse kruisiging het die soldate dikwels vir hulle self 'n mengsel van wyn en asyn, wat bekend gestaan het as suurwyn,
gehad om hulle eie dors te les. Dit was dan ook 'n tipe van 'n sommer 'n goedkoop wyn of drank wat die soldate dan nou gebruik het, en soms het hulle dit vir hulle slagoffers daarvan gegee om hulle pyn te verlig of in self dan nou met hulle die spot te dryf. Jesus se dors was nie 'n teken of was 'n teken van bloedverlies. Sy liggaam was uitgeput en die uiterste lyding van die kruis het sy tol geëis, en ons sien dat Jesus se lyding was werklik menslik. Hy het dors gehad, hy het seer gehad, hy het gelei en hy het pyn gevoel. Ons sien ook dat Jesus se uitspraak wanneer hy sê ek het dors was doelgerig. Hy sê dit om die profesie in die skrif te vervul wat opgeteken is in Psalm 69 vers 21, wat beteken dat Jesus self die skrif aktief vervul, self in sy laaste asem aan die kruis. En u is welkom ook, gaan lees asseblief Psalm 69 vers 21, wat dit baie duidelik maak en wat baie kosbaar is. Vers 30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Die woorde dit is volbring, wat in Grieks vertaal word as tetelestai, was algemeen gebruik in daardie tyd om aan te dui dat 'n taak voltooi is, of dan nou 'n skuld wat betaal is. In kommersiële dokumente van daai tyd was die woorde soms dikwels geskryf op 'n skuldbewys, wat beteken het letterlik volledig betaal of niks meer uitstaande of verskuldig nie. Deur hierdie woorde te gebruik verklaar Jesus dis meer as net dat sy lewe is nou verby. Hy verkondig eintlik dat die werk van verlossing volkome voltooi is, dat die skuld van die sonde ten volle betaal is, en dat Jesus of dat God se plan van redding vervul is deur sy kruisiging. Toe hy sy hoof neerbuig, was dit nie die beweging van iemand wat beheer verloor het nie. In die Grieks dui dit aan dat hy bewustelik en doelgerig sy lewe neergelê het, volgens wat dan ook vir ons bevestig word volgens Johannes 10 vers 18 wat sê, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit neer. Anders as die twee persone wat langs hom gehang het, wat gesterf het, het Jesus sy lewe afgelê. 'n groot verskil tussen die twee. Vers 31, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Ons sien dat volgens die Joodse wet, Deuteronomium 21, vers 22 en 23, mag 'n liggaam van iemand wat reggestel is, nie oornag aan 'n kruis bly hang nie, omdat dit dan die land sou verontreinig. Daarom wou die Jode hê dat die 3 gekruisigdes voor son onder verwyder moes word, om sodoende nie die Sabbat wat op hande is te ontheilig nie. Die gebruik was dat die Romeinse soldate die bene van die gekruisigdes gebreek het om hulle dood te bespoedig. Hulle het met 'n swaar ysterhamer onder andere die bene net onder die knieë stukken geslaan of gebreek, om dan vinnige versmoring van die persoon te veroorsaak. So wanneer hierdie persoon sou gehang het baie van sy gewig dan op sy bene en sy voete gerus, maar wanneer sy bene gebreek is, het al die gewig dan nou aan die arms gehang, en het so 'n persoon dan maklik en binne 'n paar kan ek sê minute of 'n halfuur of so dan versmoor en gesterwe. Gewoonlik kon slagoffers vir ure en self dae aan 'n kruis bly lewe, maar die Jode wou hê dat die teregstelling moes voor son onder afgehandel wees, aangesien die Sabbat teen son onder begin het, dan ongeveer 6 uur. Omdat hierdie Sabbat plaasgeval het met die eerste dag van die fees van die ongesuurde brode, was dit ook dan eintlik 'n dubbele heilige dag. Dis met ander woorde vir die Jode 'n vreeslike groot Sabbat.
Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Hierdie verbreeking het veroorsaak, soos ek nou gesê het, dat die slagoffer nie meer kon oplig om asem te haal nie en binne minute sou versmoor. Die twee misdadigers aan weerskante van Jesus is dus deur geweld doodgemaak terwyl Jesus sy lewe afgelê het. Maar toe die soldate by Jesus kom, het hulle besef dat hy reeds dood was. As ervare regstellers het hulle waarskynlik maklik kon sien of 'n liggaam nog asemhaal of dan nie. Daarom het hulle nie sy bene gebreek nie, in ooreenstemming met God se woord en God se plan, en sonder dat hulle dit besef het, het hulle in hierdie proses ook dan 'n profesie vervul. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig en sy getuienis is waaragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Ons sien dat by Romeinse kruisiging was dit nie ongewoon dat die soldaat dan 'n spies sou neem en deur die liggaam van die persoon sou steek om sodoende te bevestig dat die persoon werklik dood is nie. Dit was dan nou 'n finale kontrolehandeling voordat die liggame verwyder kon word. Hier gebruik 'n soldaat dan nou die Romeinse wat genoem word 'n hasta of 'n kort spies en steek Jesus in sy regtersy waarskynlik onder die ribes deur tot by die hart. En ons sien dat bloed en water het uitgekom. Medies dui dit daarop dat 'n geskeide vloeistof van bloed en serum 'n teken dat Jesus reeds dood was en dat sy hart waarskynlik ook in die proses deurboor is. Johannes se getuienis is eerlik, medies en geestelik waar. Dit versterk geloof in die werklike dood en die betekenis van die kruis en Jesus Christus. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Ons sien dat hierdie 'n paaslam profesie is, soos die lam vir Israel se verlossing nie 'n gebreekte been gehad het nie, so die ware lam van God, naamlik Jesus Christus, in volmaakte vorm van sy lewe gegee het. U kan gaan lees Psalm 34 vers 21 wat ook dit baie duidelik maak en dit vir ons uiteensit. Hy merk ook dat dit besonder betekenisvol is dat Jesus reeds dood was toe hulle kom. Dit bevestig dat hy vrywillig sy lewe gegee het, nie deur die Romeine geweldig geneem nie. Sy dood was voltooi toe hy self sê dit is volbring. Ons sien hier dat profesie van vers 37 word in twee vlakke vervul. Eerstens onmiddellik toe diegene by die kruis fisies sien dat Jesus deurboor is. En u kan daarvan gaan lees in Sagaria 12 vers 10 wat in die Ou Testament is. En dan ook 'n toekomstige vervulling van profesie of 'n toekomstige profesie wanneer hy weer kom. Volgens Openbaring 1 vers 7 sal die nasies hom sien wie hulle verwerp het. En is dit nie kosbaar hoe die woord van God homself bevestig op meer as een plek nie. En veral dan in hierdie hoofstuk waar seker die meeste profesieë waarkom en vervul word. Vers 38, en na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem, en Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. In die Romeinse tyd het hulle die liggame van die gekruisigdes normaalweg op die kruis gelos totdat hulle ontbind was of selfs deur diere verskeur was. En dit het gedien as 'n afskrikmiddel vir ander mense sodat hulle nie dieselfde tipe oortreding dan sou pleeg nie. Maar die Joodse wet het bepaal dat die liggaam nie oornag aan die paal mag hang nie, soos ons reeds vir mekaar gesê het volgens die Joodse wet.
en veral dan nie op die voorbereidingsdag van die Sabbat nie. Daarom was dit ongewoon dat iemand sou waag om by Pilatus aan te klop vir die liggaam van 'n tereggestelde oproepmaker, of oproermaker althans. Josef se versoek was dus moedig en selfs al was hy vroeër 'n geheime disipel, kom hy nou na die voorgrond en hy gaan vra die liggaam van Jesus om dan nou te begrawe. Ons sien dat hierdie daad is 'n teken van ware bekering wanneer iemand openlik met Jesus identifiseer, juis wanneer dit die moeilikste tyd is. Jesus, wat saam met die misdadigers gekruisig is, word ook dan deur 'n ryk man begrawe, wat ook 'n vervulling is van 'n profesie volgens God se woord. Vers 39, en Nikodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het, het ook gekom met 'n mengsel van mirre en aloe van omtrent 100 pond in gewig. Ons sien dat Nikodemus was net soos Josef van Arimatea 'n lid van die Joodse Raad of dan die Sanhedrin, soos dit bekend gestaan het, en 'n Fariseer. Ons lees vir die eerste keer van hom in Johannes 3, waar hy in die nag na Jesus gekom het en waar Jesus vir hom dan verduidelik het, toe hy gevra het wat moet hy wat moet hy doen om gered te word, en Jesus dan antwoord, hy moet wedergebore word. Hier aan die einde van Jesus se aardse bediening kom Nikodemus weer in die nag, maar nou nie in die geheim nie, eerder in openlike eerbetoon aan die Here. Ons sien ook dat in die Joodse begrafnisgebruike is die liggaam van 'n gestorwene met speserye en balsam bedek om ontbinding te vertraag en ook om eer te bewys. Wanneer die woord van die Here dan praat van mirre, was dit 'n aromatiese hars. As jy gaan kyk na die woordjie hars, dan is dit 'n tipe denne naalde wat ook vir salwing van konings en priesters gebruik was. Aloe, wat 'n geurige houtstof was, dit is nie die vetplant wat ons vandag ken nie, dit is 'n oudtydse Bybelse plant wat gemaak was op wat bestaan uit geurige houtstof, is gemeng met die mirre om 'n sterk koninklike geur te vorm. 100 pond was ongeveer 33 kilogram in gewig, wat buitengewoon baie was, waarskynlik in daardie tyd dan genoeg balsam om 'n koninklike begrafnis te kon hou. Min weet hulle is besig om die koning van die konings te begrawe. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is om te begrawe. Ons sien dat by die Joodse begrafnis is die liggaam gewoonlik met groot eer behandel. Die Jode het nie soos die Egiptenare byvoorbeeld die liggaam gebalsam of die ingebande verwyder nie. In plaas daarvan eerder het hulle die liggaam met geurige speserye behandel en bedek, dan met lang reepies linne toegedraai en uiteindelik in 'n uitgekapte klipgraf gelê of begrawe. Volgens die Talmud moes die liggaam eers skoon gewas word, dan moes die speserye oor die hele liggaam gesmeer het en uiteindelik in doeke toegedraai word. Dit wat gedien as 'n teken van respek en ook 'n teken van reinheid. Hierdie beskrywing in Johannes 19 vers 40 toon dus dat Josef en Nikodemus die volle eer aan Jesus betoon het, soos aan iemand van hoë status of dan van 'n koning in hierdie geval. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Ons sien dat in die antieke wêreld het gewoonlik die rykes dit ons grafte uithou in rotsagtige tuine naby aan Jerusalem. Dit was gebruik dat sulke grafte binne gesinsbesit was, gewoonlik in 'n rustige tuin met olyfbome, blomme. Die feit dat daar 'n tuin naby die kruisigingsplek was, wys dat Golgotha waarskynlik net buite die stadsmure geleë was, waar welgestelde mense grond besit het. En dan volgens Joodse reinheidswette was 'n graf wat reeds gebruik was, onrein, en dat in hierdie geval die graf dan nou nog nooit gebruik was nie,
het beteken dat Jesus se liggaam in 'n rein en 'n skoon, onbesmette graf neergelê is. Jy sien hoe werk God se plan in elke faset, werk dit net 100% uit en is niks toevallig nie. Selfs nie die graf nie. Omdat dit amper sononder was, wanneer die Sabbat begin, of moes begin, moes die begrafnis vinnig afgehandel word, wat beteken het maar net dat die graf moes baie naby aan die stad gewees het, en dat die proses dan vinnig afgehandel sou word. Die nabyheid van die graf was dis 'n praktiese seën. God het selfs voorsien dat daar presies daar 'n plek van rus sou wees naby aan die stad waar Jesus moes neergelê word. Die plek van kruisiging, die tuin, die onbesmette graf, alles het saamgewerk om profeties te vervul en om Christus te vereer. As ons kan begin saamvat van die profeseë wat vervul is in hierdie hoofstuk. Eerstens, die een wat opgeteken is in Psalm 22 vers 19, waar die soldate dan sy klere onder mekaar verdeel het, sien ons dat die verduideliking daar, die soldate se handeling aan die kruis gebeur presies soos wat Dawid dit 1000 jaar tevore geprofeteer en beskryf het in die boek van Psalm. Tweedens sien ons dat Jesus se bene word nie gebreek nie, en dan Eksodus 12 vers 46 en Psalm 34 vers 21, wat verwys na die paaslam, moes sonder gebrek of gebreekte bene wees, 'n beeld van Christus as die volmaakte offerlam vir die sonde van die wêreld. Derdens, die profesie wat in werking gekom het, in vervulling gekom het, die wond in sy sy, wat opgeteken is in Sagaria 12 vers 10, die soldaat se daad is vervul die profesie, dat die volk eendag met rou sal terugkyk na hom wat deurboor is. Vierdens, hy word by die rykes in sy dood begrawe, en u kan gaan lees in Jesaja 53 vers 9, die profesie wat daar in vervulling gekom het. Jesus se begrafnis in Josef van Arimatea se splinternuwe graf vervul hierdie profesie oor die lydende weg. Die 5de profesie wat in vervulling gekom het, toe Jesus die suurwyn aangebied was, Psalm 69 vers 22, self Jesus se eenvoudige woorde, ek het dors, lei tot die presiese vervulling van Dawid se profesie, wat ook 1000 jaar tevore gebeur het. Sy koningskap word ironies uitgeroep deur Pilatus, toe hy hierdie woorde geskryf het en gesê het, Jesus die koning van die Jode. Dis 'n vervulling van profesie, soos opgeteken in Psalm 2 vers 6 tot 9, en ook in Jesaja 9 vers 5 tot 6. Dan sien ons die 7de profesie wat in vervulling gebring is, die lam van God word geoffer tydens die paasvoorbereiding. Eksodus 12 word daar baie mooi verduidelik en word hierdie profesie in vervulling gebring toe Jesus sterf, presies op die tyd van die paaslam, die volmaakte vervulling van die paasfees. Ter samevatting sien ons dat Christus is die volmaakte paaslam, sonder sonde, sonder gebreekte been, geoffer vir ons redding. Christus se dood en begrafnis vervul die profeseë. Ons sien dat God is in beheer, hy beheer elke detail, selfs menslike boosheid vervul sy volmaakte verlossingsplan en profeseë. Ons sien ook dat ware geloof wys sigbaar in die vorm van Josef en Nikodemus, wys hulle hier einde hulle liefde deur hierdie dapper diens te doen om Jesus te begrawe. Ons sien ook dat uit skande bring God eer na vore. Die kruis wat 'n simbool van skande is, word in hierdie geval 'n simbool van oorwinning vir die mensdom. Die graf beteken nie die einde nie. Uit hierdie dood van Jesus spruit lewe en hoop vir ek en jy. Ten slotte Johannes 19 vers 30, ons vers vir die week.
En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. As ons gespaar bly, ons volgende aanbieding, volgende week, Johannes 20, die opstanding van Jesus Christus. Kom ons doen net gebed saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike skrif wat vir ons opgeteken is in Johannes 19. U vir ons in soveel detail beskryf dat u as God in beheer is, selfs van dit wat by die kruisiging plaasgevind het, het u al 1000 jaar voor dit het u in werking gesit en in plek gesit en het u voorspel en het hierdie profeseë een vir een in werking gekom. En ons dank u dat u God en koning van ons lewe is, Here. Ek wil bid dat u hierdie skrif en hierdie aanbieding in ons harte sal wakker maak en dat ons net sal besef hoe groot en wonderbaar u is en dat u elkeen wat hierna kyk en hierna luister sal seën en sal salf en dat hulle u teenwoordigheid deur die Heilige Gees sal ervaar en dat u daardeur verheerlik sal word. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.